Goeiemôre. Einde van die jaar is besig om aan te breek. Ons is nog besig om ons bene stomp te hardloop om alles bymekaar te kry, maar daarna lê daar vakansie voor. En as jy nou 14 ure Kaap toe ry, wat is die twee goed van jou motorkar, die luukste goed in jou motorkar wat jy die meeste waardeer? Ek dink een is jou lugreëling en die ander een is jou cruise control, nee. Want ek meen daar's niks lekkerder as jy so lank pad ry en cruise control is aan en 'n mens is net rustig besig, jy hoef niks baie te konsentreer nie. Jy is nie besig om aktief te bestuur nie. Maar het jy geweet dis onwettig in sommige lande om met cruise control te bestuur wanneer dit reën? Van die groot gevaar van cruise control is die oomblik as jy 'n groot plas water, as jy in 'n groot plas water inry en jou voertuig hydroplane, met ander woorde die wiele maak nie meer kontak met die teerpad nie, dan versnel cruise control, want die wiele draai stadiger en hy sê vir homself hy's besig om spoed te verloor en daarom versnel hy. En die oomblik as jy versnel terwyl jy hydroplane en jy kom van die water af en die wiele maak weer kontak met die teer, is die kans baie groot dat jy beheer oor die voertuig verloor het en dat jy 'n ongeluk kan maak. En daarom, ons Suid-Afrika weet dit nie noodwendig nie, maar in Europese lande en Amerika en plekke wat baie sneeu en water kry, is dit onwettig om te bestuur met cruise control onder sekere omstandighede. Nou, ek wil hê ons moet vanmôre 'n bietjie dink. Wat is die waarde daarvan, maar wat is ook die gevare van cruise control in ons eie lewe? Kom ons word vir 'n oomblik stil. Dankie Vader dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Dankie vir u liefde en genade. Dankie dat ons met u woord vir ons kan oopsit. En dankie dat u vir ons lig gee op elke een van die aspekte in ons lewe. Geef vir ons insig en wysheid dat ons verstaan en sal verstaan wat u vir ons vanmôre wil sê. Dankie dat ons kan staat maak op die waarde van u woord. Amen. So, ons kan nou hierdie hele situasie van cruise control op 'n klomp elemente van ons lewe van toepassing maak. Ek wil vanmôre kies om dit op een van ons lewensaspekte van toepassing te maak, en dis, wat is die gevaar van cruise control in ouerskap? Nou, die Bybel gee vir ons 'n baie mooi voorbeeld, en die voorbeeld wat die Bybel vir ons gee is Dawid. Dawid is Ou Testamentiese koning, seker een van die mees bekendste konings in die Israel geskiedenis. En almal wêreldwyd weet van Dawid se geskiedenis. Hy was 'n ongelooflike koning gewees, maar die voorbereiding daarvoor was dat hy eers 'n skaapwagter was. En dan later van tyd beskryf hy Psalm 23, beskryf hy hierdie sagte plek wat hy vir kudde en vir vee het, en hy gebruik dit om ons te verduidelik wat Vader se gevoel teenoor ons is. Hy was nie net 'n goeie koning nie, maar hy was 'n goeie oorlogsheld. In Dawid se tyd het Israel se grondgebied geweldig vergroot, en Dawid het half vir Israel in die Bybelse tyd as die wêreldmoondheid op die tafel gesit. En daar's verskeie plekke wat ons lees. So as ons aan Dawid dink in terme van 'n skaapwagter, in terme van 'n koning, in terme van 'n vegter, dan het ons al hierdie positiewe beelde van Dawid was net te oulik geweest. Hy het by al hierdie goed uitgekom. Maar die groot vraag is, wat se tipe van ouer was Dawid? En hier kom die nie so goeie nuus. Dawid was eintlik na alle waarskynlikheid 'n baie vrot ouer gewees. En Dawid, en daar's verskeie redes daarvoor. Dawid het sy ouerskapsrol op cruise control gesit, dat dit outomaties gebeur, dat sy aandag by ander goed kon wees, dat hy 'n oorlogstrateeg kon wees, of dat hy 'n goeie koning sou wees. En op 'n manier het hy afgekyk of neergekyk op die waarde van betrokkenheid by sy kinders, en sy ouerskap het so half op cruise control gegaan. Ons weet uit 1 Kronieke, hoofstuk 3 uit vers 1 tot 8, dat Dawid tussen 15 en 20 seuns gehad het. Ons weet nie presies hoeveel dogters het Dawid gehad nie, maar hy het tussen 15 en 20 seuns gehad, en ons weet van een dogter, en dis Tamar. En daar's 'n baie hartseer rede omdat ons van haar weet. Maar een ding weet ons wel, as ons kyk, en ek wil sê, dit klink miskien in vandag se tyd totaal onmoontlik, maar in die Bybelse tyd het konings vrouens en byvrouens gehad, en hy het by baie verskillende vrouens het hy kinders gehad, en in die Bybelse tyd was dit glad nie 'n vreemde ding, veral ryk mense en konings wat baie besit het baie kinders gehad.
Maar as ons terugkom by sy ouerskapsprofiel, dan sien ons dat Dawid nie noodwendig baie aandag aan sy kinders gegee het nie, wat gemaak het dat hulle soos 'n motor wat uit hydroplane uitkom, wat op cruise control is en dan die vaste grond slaan en totaal uit beheer uit is, dat dieselfde beeld kry ons by Dawid se kinders, dat hulle totaal uit beheer uitgeraak het, sekere goed. En ek wil eintlik 4 voorbeelde noem. Die 4de voorbeeld is nie heeltemal so akkuraat nie, maar dis 'n mooi beskrywing van Dawid se agtergrond. Die eerste gedeelte in 2 Samuel hoofstuk 13 is lees ons van Dawid se oudste seun, met die naam van Amnon. En dan lees ons dat Amnon het verlief geraak op sy jonger sus met die naam van Tamar en hy kon nie slaap nie en hoe 'n vriend hom vreeslike slegte raad gegee het. En as ons dan by vers 14 kom, dan sien ons dat Amnon het sy sussie verkrag. En ek meen, ons kan dit nou mooi verduidelik en ons kan dit nou mooi sê, gaan lees daar by vers 14 presies wat gebeur het. En hoe Amnon opgetree het. En as ons dan 'n eentjie verder lees, tot by vers 20, dan sien ons dat Dawid was woedend geweest. Maar Dawid het niks daaraan gedoen nie. En as ons net nou kom en ons lees van Adonia, die ander seun van Dawid, dan lees ons pertinent dat Dawid het nie beheer gehad nie, hy het nie dissipline uitgeoefen nie. En die gevolg daarvan is, hy was woedend kwaad geweest, maar hy het nooit vir Amnon gestraf nie. Daar was nie gevolge vir sy dade nie. En toe gebeur daar 'n baie lelike ding, dat Tamar se boetie, wat Absalom was, het toe op 'n stadium gesien, maar sy pa gaan niks doen nie, en toe vermoor hy vir Amnon. En julle sien hierdie chaos, daar's verkrachting in die familie, toe is daar moord in die familie. Absalom vlug vir 3 jaar, want hy's bang sy pa gaan hom straf of sy pa gaan hom doodmaak. En as ons dan die eind verder kom, dan sien ons in hoofstuk 15, 2 Samuel hoofstuk 15, dat Salomo dan terugkom ook met 'n triek en met onderstrominge en allerlei snaakse goedjies, en dan hoe hy 'n pragtige man was met pragtige hare. Ons ken almal Absalom se storie. Maar dan lees ons hoe Absalom, wat sy boetie vermoor het, terugkom, die guns van Dawid kry, maar sy pa begin ondergrawe en 'n rebellie veroorsaak en ek wil amper 'n aanslag op die troon maak in so 'n mate dat Dawid op 'n stadium van sy eie huis af moet wegvlug omdat hy bang was dat Absalom sou doodmaak. Ek meen, praat van huisdramas. So jy kan nie meer praat oor jy en jou boetie wat oor Kersfees mekaar 'n bietjie 'n woordewisseling gehad het nie. Hier vlug 'n pa uit sy huis uit want hy's bang sy kind gaan hom doodmaak. En Dawid beskryf hierdie so mooi in Psalm 3 van wat in sy hart omgegaan het toe hy moes vlug vir sy eie kind. En dan lees ons die hartseer verhaal van Absalom wat op die ouene dood is en hoe Dawid getreur het om. En op hierdie stadium het Dawid 2 seuns al verloor en hy het 'n dogter wat, as ons mooi gaan kyk na 2 Samuel hoofstuk 15 en 2 Samuel 13, hoe Tamar by Absalom gaan bly in die huis en hoe haar hele lewe uitmekaar het geval en hoe Dawid nie beheer gehad daaroor nie, en haar hele lewe is half verwoes gewees. En dan die derde voorbeeld wat ek wil noem, is in 1 Konings 1 van vers 5 af, en toe Dawid nou redelik ouer geword het, toe sy derde seun, want dit was die 3 oudste seuns, toe Adonia, die oudste seun, en hy, as ons lees wat 1 Konings 1 vers 5 sê, intussen het Adonia, seun van Dawid en sy vrou, Gagit, ewe hoogmoedig by homself gedink, ek gaan binnekort koning wees. Hy skaf toe vir hom strydwaans aan, en ruiters, 50 man om voor hom uit te hardloop. En dan hoor wat sê vers 6. Vers 6 sê, sy pa het van kleins af hom nooit berispe, of vir hom gevra, hoekom maak jy so nie? Sy pa het van kleins af nooit. En as mens dit lees, dan sien mens dat Dawid het ouerskap op cruise control gesit. En dan die hartseer gevolge van Adonia wat vir Dawid wil onttroon. En Dawid was op hierdie stadium al reeds oud en hy was swak geweest en hoe dit ook lelik uitgedraai het. En dan die voorbeeld van Salomo. Ek dink dis die tweede grootste koning waarvan ons lees in die Ou Testament. Salomo wat 'n wyse koning was.
en wat dan aangestel word as koning om Dawid op te volg en hoe dat Absalom 'n absolute vreugde was as seun van Dawid wat Dawid se nagedagtenis so mooi kon hou. Maar daar's 'n kinkel in die kabel by Absalom ook. Onthou jy hulle vir Dawid en toe hy eendag haar op 'n dak gestaan het en 'n pragtige vrou gesien het wat bad en hy het haar man laat vermoor in die oorlog en haar swanger gemaak en Absalom is daai vrou se seun. So Absalom is ook nie uit 'n edel omgewing gebore nie. So as mense hierdie goed sê vir mekaar, dan is die vraag, maar wat het gemaak dat Dawid sy ouerskap op cruise control gesit het? En wat was die gevolg daarvan? Ek dink daar's twee goed wat Dawid sy ouerskap op cruise control gesit het. Hy het te min tyd gehad. Dawid was baie besig geweest as 'n koning wat konstant oorlog gemaak het en konstant oorlog gewen het en so man is 'n besige mannetjie en so man het nie tyd nie. En Dawid het die opvoeding van sy seuns waar 'n pa 'n onbeskryflike belangrike rol moet speel in die vorming en in die denke van jou kinders, veral seuns se lewe, het Dawid uitgekontrakteer. Dawid was net te besig geweest en het vir ander mense gesê, hoorie, maak my kinders groot, lei hulle akademies op, jy weet, laat hulle slim moet wees. Hy het in 'n groot mate, en dis die tweede ding wat ek wil sê, het hy hulle geloofsverantwoordelikheid uitgekontrakteer. Dawid het 'n onbeskryflike verhouding met die Here gehad, maar Dawid het dit nooit vir sy seuns geleer nie. Want as Dawid die verhouding wat hy met God gehad het, vir sy seuns geleer het deur sy voorbeeld en deur sy woorde, hoe hy optree en hoe hy dink daaroor, sou dit baie anders uitgedraai het. En dis presies, as mens gaan kyk, toe Dawid se cruise control die waterpas geslaan het en hy uit beheer uit geraak het, toe al hierdie ander goed gebeur. Amnon verkragt vir Tamar, Absalom vermoor vir Amnon. Absalom kom in opstand, hy wil sy pa se kroon gryp, hy is dood. Adoniel wil sy pa se troon oorneem en die hele slegte ding gebeur. Dis die gevolg daarvan dat Dawid se ouerskap op cruise control was. So nou is die groot vraag wat ons vir onsself moet vra. Op hoe mate is jou ouerskap op cruise control? En wat gaan die gevolg daarvan wees? En ek moet myself nogal 'n bietjie toets, want daar's twee toetse wat kan wys en my kan aanraak dat my ouerskap op cruise control is. Die een ding is ek is te besig. Ek het te min tyd om aan my kinders aandag te gee. Eintlik wat jy vir jouself sê is, kom ons begin gou by die begin. En hierdie is een van my pet subjects op die oomblik. Want as jy met iemand praat, dan vertel net vir jou hoe besig is hulle en hoe moeg is hulle. Almal werk hulle self mors dood, selfs die ouens wat net 'n ure dag werk. Almal van hulle is so uitgeput, die oomblik as jy daai uur klaar gewerk het of halfuur klaar gewerk het, dan moet jy nou eers vir 5 uur op die bank gaan lê om te herstel na hierdie traumatiese belewenis wat jy gehad het om so hard te werk. En as jy regtig gaan kyk, en ek is bietjie sarkasties vanmôre, maar ek is bitter ernstig vanmôre. Vat 'n papiertjie en skryf jou dag vir jou neer sonder om vir jouself te lieg asseblief. En kyk hoe besig was jy regtig. En jy sal verbaas wees hoe baie tyd jy mors deur die loop van die dag, maar jy het die persepsie in jou kop van ek is net te besig. En hierdie van net te besig is om jou ouerskap op cruise control te sit. En die tweede ding wat ook jou ouerskap op cruise control sit, dis die skakelaartjies wat jy aansit van ek is so moeg. Ek is so moeg want ek het so hard gewerk. Ek wil net jou herinner. Ons voorsate, hulle is die voortrekkers genoem. Die jonger seuns het onder die wa geslaap in die nag. En daar was nie plek binne in die wa nie, dis pa en ma en die dogtertjies wat in die wa geslaap het. So, as daar nou hyena kom in die nag, of 'n leeu, ons weet hoeveel leeu's die voortrekkers doodgeskiet, ons weet hoeveel hyenas het hulle doodgeskiet, en ons dink dis soos vandag hoe jy gryp jou jaggeweer en jy skiet. Nee, dit was voorlaaier, snaphaangewere wat nat geword het, nie wou skiet nie, dit was glad nie maklik om hulle te skiet nie.
As daar 'n luiperd opdaag in die nag. En jy sê vir die luiperd, wag 'n bietjie. Ek het vandag so hard gewerk. Ek is nou genuine. Ek het hierdie rus nodig. Ek is te moeg. So jy vandag hier gewees het. So ons moet beoordeel. Die gevaar is dat ons kyk na cruise control aan die een kant en na hands-on ouerskap, want ek vind dis die twee verskillende goed, cruise control ouerskap en hands-on ouerskap. Die gevaar van cruise control ouerskap is dat jy beheer verloor. Maar die belangrike ding is dat jy jou kind se opleiding en sy etiek uitkontrakteer vir ander mense en jy weet nie eens presies wat is hulle etiek nie. Die juffrou by die skool sal my kind akademies opvoed. Die juffrou by die skool moet die dissipline doen, maar as die juffrou bietjie se taaf is met die dissipline, dan gaan huil jy baie maklik by die skoolhoof dat hierdie juffrou is dan onregverdig teen jou kind, alhoewel Pietie se ore nooit in die klas werk nie. En die juffrou eintlik baie versigtig met hom was om hom aan te spreek, want sy Pietie, as jy nie nou sit en luister nie, gaan juffrou jou die klas uitjaag. En dis die eerste keer in Pietie se lewe wat hy gekonfronteer word met 'n klein bietjie dissipline. En toe val mamma se wêreld uitmekaar uit. Jy's op cruise control. Jy het die akademiese en etiese en dissipline verantwoordelikhede uitgekontrakteer, maar wat die hartseerste ding is dat jy jou kind se geloofs opleiding, jou kind se geloofs, dit wat jy kom doen die dag as jy voor Vader staan en jy kom doop jou kind. En jy sê vir die Here, ja, ek gaan hierdie kind vir u groot maak, sodat hierdie kind vir u regtig leer ken as hulle regte Vader. En ons is die tydelike vader en moeder. En jy kom nie by hierdie goed uit nie. Dan begin jou kind, as hulle tieners word, begin hulle kyk na jou etiek, want nou iewers moet hulle etiek leer, en hulle begin kyk na jou etiek. En ek wil vir jou sê, jou etiek gaan die toets van die tyd definitief nie maak nie. En kinders is ontnugter, as hulle na ouers se etiek kyk, en die gate in ouers se etiek sien, en daarom sê hulle vir hulle self, ek sal my eie etiek begin, en dis die gevolg, die nagevolg van cruise control op ouerskap. Kinders vorm hulle wêreldsiening, hulle geloofsiening, hulle verhoudingssiening op ander bronne. En hierdie ander bronne is nie betroubare bronne nie. Hulle begin dink oor verhoudings soos die televisie daaroor praat of soos hulle dit in die films sien. En dit is absoluut niks soos wat 'n ware verhouding is nie. Hulle begin etiek lewe van die TV se etiek af, en ek wil nou vir jou sê, as jy gaan kyk na Hollywood en sy etiek op hierdie stadium, is daar 0, en ek sê dit weer, 0 etiek, want al die etiek in Hollywood is totaal op 'n verkeerde grondslag gebou, dis op humanisme gebou, en dis op sentiment gebou, en dit staan so ver van God se etiek af, soos die hemel en die aarde van mekaar. So, jy moet die besluit maak, gaan jy 'n hands-on ouer wees? Gaan jy aktief die primêre verantwoordelikheid vir jou kind se geestelike opvoeding vat? En daarmee saam primêr die etiek van jou kind se lewe bepaal? Die waardebepalings doen? En gaan jy eintlik die hele ding is cruise control versus hands-on. Cruise control sê, ek los, my kind moet self die inligting met mekaar maak. Ek sal vir hom sê wat ek dink die belangrikste, maar my opinie val self, omdat my opinie op sand gebou is. Of, die teendeel, wat baie meer werd is, ek gaan my kind God se waarheid leer, God se etiek leer, God se lewenstyl leer, deur my mond, en deur my dade. Maar dis nie my lewenstyl en my etiek wat my kind kry nie. Ek wil afsluit met 'n vraag. Wat is die absolute ding, as jy vandag 'n ouer is, wat maak dat jy die dood van jou kind gaan oorleef, en nie ten gronde gaan, en totaal en al die bodem verloor nie? Daar's net 2 goed. Die eerste ding, wat jy gaan doen, as jy vir jouself sê, my kind is dood, die enigste troos is, dat dit in God se raadsplan is, en ons kan baie lank daaroor praat, dis nie die punt nie, maar die punt is, my kind kom in die hemel aan, en my kind is nie 'n vreemdeling nie. My kind ken sy Vader, my kind ken vir Jesus Christus, my kind weet van die profete, my kind kom nie, soos 'n vreemdeling op 'n stasie aan, wat daar niemand is wat hy ken nie. Dit is 'n groot troos vir ouers wat kinders verloor.
En die tweede ding is, en dis wat ons in ons doopbelofte beloof het, die tweede ding is, dat 'n ouer kan sê, ek weet, ek het na die beste van my vermoë my kind toegerus, sodat my kind die ewige lewe kan ingaan. As ouers op begrafnisse weet hulle lieg en vertel my kind is in die hemel, maar hulle weet hulle lieg. Hulle is nie seker waar hulle kind is nie. Is dit die grootste denkbare hartseer. Mag jy jouself van hierdie enorme hartseer spaar. Amen. Vader, dankie dat ons vanmôre kan stil word. Dankie dat ons vanmôre die gevaartekening sien van ouerskap op cruise control. Here, en dat ek vanmôre by myself die belangrike besluit moet maak, dat ek nie my ouerskap op cruise control gaan sit nie, maar dat ek hands-on gaan wees, dat ek nie te moeg gaan wees nie, dat ek nie te besig gaan wees nie, maar dat ek verantwoordelikheid vat, want u het niemand anders vir die pragtige siel wat u aan my gegee het, of aan my toevertrou, die dag toe daai babatjie gebore is. En ons praat so baie daaroor dat u die hele wêreld deurgesoek het om die perfekte pappa en mamma vir daai kindjie te kry wat gebore is. Dat ek met dieselfde gesindheid my kind sal beleef en my kind se welwese, my kind se alles nie sal uitkontrakteer omdat ek 'n ouer is wat te besig is of te moeg is nie. Geef my genade dat ek die verantwoordelikheid wat u aan my gegee die dag toe u vir my hierdie pragtige kind gegee, dat ek hierdie verantwoordelikheid sal nakom. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Sterkte met jou ouerskap. Beoordeel jou ouerskap. Die wêreld waarin ons lewe oortuig ons, is glad nie so bad dat jou ouerskap op cruise control is nie. Beoordeel self waar jou ouerskap lê. Onder op die skerm is ons bankbesonderhede as jy 'n bydrae wil maak, sodat ons in die wyeer koninkryk kan aangaan met God se werk. Sterkte vir die week. Totsiens.